Die bekroonde regisseur en skrywer Louis Pretorius se verbeelding het ons almal geboei met reekse soos Die Boekklub, Fraksie en Troukoors. Sy roman Kompleks het vir hom die gesogte Skepersprys ingepalm en nou is hy terug met 'n splinternuwe jeugroman, 'n jaar in my lewe. So goeiemôre, good morning en hartlik welkom by ons. Goeiemôre baie, dankie. Goed, hoe verskil die proses tussen 'n storielyn vir 'n reeks en die ontwikkeling daarvan vir iets soos 'n boek? In beginsel bly weer dieselfde. Vir my gaan dit oor karakter en wat gebeur. Wat is die storie wat vertel word? Maar omdat jy in TV en film met 'n meer visuele medium werk, is daar sekere aspekte wat jy in ag moet neem. En dan uiteindelik in 'n roman kan jy meer met die binnewêreld van die karakter werk. So dit is ek sou sê die grootste verskil. En dan natuurlik in 'n boek is daar nie 'n begroting waarvoor jy hoef te skryf nie. So jou karakters kan enige plek heen gaan en enige iets doen. Dit klink tog vir my so 'n bietjie kompleks, Louis, maar so gepraat daarvan, jou debuutboek is bekroon met die Skepersprys vir jeugliteratuur. Hoe het dit gevoel om hierdie erkenning te ontvang? Dit is 'n geweldige eer. Daar is nie baie pryse vir jeugliteratuur in Afrikaans in Suid-Afrika nie. So om die grootste een met my debuutboek te ontvang en saam met daardie name geag te word was 'n ongelooflike eer en ek wil amper sê een van die grootste van my lewe. So ja, ek was baie bly. Nou wil ek vir 'n oomblik stil staan by jou nuwe boek, 'n jaar in my lewe. Kan jy ons net so 'n bietjie meer vertel rakende waaroor presies dit gaan? Dit speel af in 1996. Dis die jaar van ons nuwe grondwet en die cricket wêreldbeker van die tweede KAKNK en die eerste keer wat Friends op Mnet is. En in hierdie wêreld is Liam 'n diskusgooier, 'n lenige diskusgooier en cricketspeler en hy herinner Martin aan 'n lelike Brad Pitt wat nog steeds mooi is. Liam dink Martin lyk soos John T. Rhodes met sy arbeidsblonde hare en hy is irriterend slim. Hulle albei speel toneel en tennis en dan is daar 'n Valentynssokkie en 'n wolkbreek, 'n rekenaarspeletjie, 'n oomblik in die fliek en 'n laat-aand gesprek met Eurythmics se Love is a Stranger wat speel. En dan 'n volk. Martin, die dominee se kind, weet wie hy is en wat hy is. Hy hoort nie in hierdie dorp nie, maar hy weet hy hou van Liam. En Liam droom van meisies en seuns. Hy weet nie wie hy is nie, maar hy weet hy hou van Martin. Die vraag is, mag hy in Potgietersrus in hierdie tyd? Is die liefde sterk genoeg om alles te oorwin? Dit is in kort waaroor die boek gaan. So in 'n neutedop en net genoeg om daai belangstelling te prikkel. Die boek gaan oor temas soos byvoorbeeld LGBTQI. Ek dink jy mens kan dit in Afrikaans sê nie en daai gemeenskap. Is dit vir jou 'n uitdaging om oor so iets of hierdie temas in Afrikaans spesifiek te skryf? Uiteraard is jou LGBTQ-mark in Afrikaanse vermaak klein. So ek is baie dankbaar vir Lapa wat die kans gevat het op hierdie spesifieke roman. Maar moet ek sê, die LGBTQ temas wat ek oor die jare in reekse soos Die Boekklub en Fynskrif en selfs Troukoors aangeraak het, is geweldig goed ontvang in Afrikaans. So dit is 'n klein mark, maar 'n mark wat oop is daartoe. En waarom dink jy is dit so belangrik om hierdie stories te vertel? Ek dink vir my gaan dit daaroor dat alle gemeenskappe se stories vertel moet word op die einde van die dag, want as ons stories vertel, dan kan ons mekaar verstaan. En ek moet sê ek vind die wêreld baie kwaad op hierdie stadium en ek dink dis dalk omdat mense nie altyd na mekaar luister nie. So deur hierdie stories te vertel kan 'n mens verstaan waar jy vandaan kom, maar die boek is nie net vir die LGBTQ gemeenskap nie. Dit is vir enige tiener, enige groot mens wat net so half wonder presies waar hulle in die wêreld inpas. En ek hoop dat deur die boek daar dalk 'n bietjie meer antwoorde gegee word. En is daar enige iets anders wat jy spesifiek sou wou hê die leser
uit hierdie boek uit moet haal en saam met hulle moet dra? Dis wonderlik dat jy dit vra, want ek dink vir my is die boodskap uiteindelik van die boek dat jy nie net een deel van die aspek van jou menswees is nie. Jy is verskillende aspekte en jy as mens moet al daardie aspekte vier en dit is belangrik en jy as mens is belangrik. En ek dink dat as ons na mekaar luister, sal die wêreld dalk net 'n bietjie beter wees. So ja, dis wat ek vir mense wil sê. Ja, dit is 'n sterk boodskap ook. Waar kan ons hierdie boek in die hande kry? Die boek is beskikbaar by alle groot boekwinkels. Dit is ook beskikbaar op Lapa se webwerf en dit is beskikbaar as 'n e-boek. So as jy in die platteland is en jy kan nie by 'n boekwinkel uitkom nie, kan jy dit aflaai as e-boek op Lapa se webwerf en saam met ons in Potgietersrus in die 90's kom rondloop. Louis, baie dankie vir jou tyd vanoggend en ja, dat jy met ons gesels het en ons hoop jou alle sukses of wens jou alle sukses toe met die verkoop ook van hierdie spesifieke boek. Nou onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning en dit is nou op Instagram en op Facebook en op X, maar intussen kan jy ingeskakel bly want net hierna is niemand anders nie as Danny Smoke hier by ons in die ateljee. So dit is die moeite werd om vir ingeskakel te bly net hier by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug.